Ons is besig met die Kanaaniete en verlede keer het ons begin met die bose of die onreine geeste en hoekom is hulle daar en hoe opereer hulle? Laat ons net eers verstaan hoe hierdie goed werk, waar hulle vandaan kom, want dit is belangrik dat 'n mens dit verstaan. Nou, in die dae van die Israeliete moes hulle oorlog maak om besit te kry van die land Kanaan. En in ons lewe is dit 'n oorlog in die gees. So ons is op pad na ons hemelse Kanaan en om by die hemelse Kanaan uit te kom is hier allerhande bose geeste en dinge wat in ons pad staan en wat keer dat ons daarby uitkom en daar's allerhande versoekinge. So dit wat met ons gebeur in die gees en wat met die Israeliete gebeur het met hulle geswoeg en sweet om in die land Kanaan in te kom is basies dieselfde. Vir hulle was dit fisies, vir ons is dit in die gees. Maar dis dieselfde geeste wat daai tyd gewerk het en wat nog steeds werk. Nou, in die land Kanaan was daar hoofsaaklik 7 stede met hulle inwoners gewees. En ons moet verstaan en ons moet onthou dat dit gaan tussen die Satan se koninkryk en God se koninkryk. Dit is waaroor alles gaan. Satan het 'n koninkryk, God het 'n koninkryk. En buiten vir hierdie 7 volke wat genoem word in die land Kanaan, wat die Bybel vir ons van noem, en dit was ook ons wegtrekpunt, is daar natuurlik 'n hele klompie ander dinge wat ook betrokke is. Daar is ander geeste wat ook werksaam is. Soos ons hier deurgaan, dan sal ons by al die ander ook uitkom en ons gaan daarna kyk. Nou, die verse wat belangrik is, en dit is waar dit alles begin het. Deuteronomium 7 vers 1. Deuteronomium 7 vers 1 sê, as die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, en hier word hulle opgenoem, Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Dit is 7 nasies, meer en magtiger as jy. En dit is belangrik dat ons hierdie verstaan, dat daardie volke was meer en hulle was magtiger as die volk Israel gewees. Dit is asof Israel hier in die minderheid is en hulle te make met 'n nasie wat groter as hulle is. Maar dan vers 2 is so groot bemoediging, en die Here jou God hulle aan jou oorgee. Onthou, God is hier betrokke en hy daardie nasies aan Israel oorgee dat jy hulle verslaan. Dis 'n belofte. Israel kan hulle verslaan, God gaan hulle oorgee, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref, jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Nou, dit is die land Kanaan, wat die volk Israel moet ingaan, wat aan sy knegt Abraham beloof is. God het 'n gelofte gemaak, hy het gesê, ek gee aan julle hierdie land Kanaan, julle moet hom in besit gaan neem, maar die probleem is, in daardie land waarin julle op pad is, om dit in besit te neem, bly daar volke, die Kanaaniete bly daar. En dit is God se bevel, om alles wat aan daardie volke behoort, hulle self en alles wat hulle behoort, uit te roei, man, vrou, kind, hoender, esel, donkie, alles wat te vinde is, hulle geboue moet hulle aan die brand steek, hulle mag niks vat wat daar is nie, daar moet letterlik net as oorbly, dit is al wat van daardie volke moet oorbly, hulle mag niks spaar nie, hulle mag geen ooreenkoms maak nie, hulle mag geen verbond sluit nie, hulle mag nie genade bewys nie, hulle mag nie vir hulle jammer wees nie. En vir baie jare het ek gewonder, hoekom is hierdie bevel van 'n God van liefde so geweldig? Hoekom is dit so groot? Is dit nie dan ook siele nie? Wat gaan van hulle siele word? Hoekom mag hulle geen genade bewys word nie? Hoekom moet hulle tot die diere uitroei? Alles tot die diere moet uitgeroei word. En die Here self sê, hy het nie daarin behaag dat daardie mense verlore gaan nie. In Esegiel 18 vers 23, Esegiel 18 vers 23 sê, het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die godlose? Spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer en van sy weë en lewe nie? Dit is God se hart. Sy hart is dat hierdie mense tot bekering kom en nie verlore gaan nie. Dis siele, dis kosbare siele. Maar dit klink asof hier 'n teenstrydigheid is. Aan die een kant sê die Here, maar hy wil nie hê hulle moet verlore gaan nie. Aan die ander kant sê hy, roei hulle uit en bewys geen genade nie. Nou, om by die antwoord hiervan te kom, sal ons moet teruggaan na Adam en Eva toe en ons moet maar weer 'n keer by hulle begin en by die sondeval.
Nou, nadat Adam en Eva gesondig het en hulle uit die paradys gesit is, het God self die aarde vervloek. En die aarde het verander in 'n plek van 'n perfekte, liefdevolle wêreld, het dit verander tot 'n plek van sonde en geweld en moeite. God self het die aarde vervloek. Nou, hierdie sondeval het plaasgevind nadat Satan die mense verlei en belieg het, want hy is die outeur van leuns en hy is die outeur van rebellie. Alle rebellie, alle leuns begin by hom. Hy is die vader daarvan. En sy rebellie het al in die hemel begin. Ons lees Jesaja 14 vers 12 tot 15 kan jy dit lees. Dit is waar sy rebellie al begin het en dit is weens sy rebellie, weens sy hoogmoed, omdat hy in opstand gekom het teen God wat groter as hy is hy natuurlik sy plek in die hemel kwyt. Hy is uitgewerp en hy het op die aarde geland. Maar toe hy op die aarde land, toe gaan sy rebellie net voort. Hy het nie gestop daarmee nie en hy kry vir Adam en Eva sover om te rebelleer teen God se opdrag. Teen God se wil vir die mens. Hy het presies vir hulle gesê wat hulle moet doen en nie moet doen nie. En die Satan kom en hy laat hulle rebelleer daarteen. Hy sê nee wat, julle kan maar daarvan eet. Sal niks oorkom nie. Rebelleer teen wat die Here gesê het. Volgende kom hy in opstand teen lewe. En hy kry vir Kain sover om sy broer Abel te vermoor. Kom in opstand, rebelleer teen lewe. Daardie lewe wat ingeblaas is deur die asem van God in die mens in. Rebelleer daarteen en vermoor vir Abel. Daarna kom hy in opstand teen 'n gesonde huwelik, wat die Here al met Adam en Eva ingestel het. En Genesis 6 vers 1 tot 4 lees ons van die seuns van God wat gemeenskap gehad met die dogters van die mense, net met wie hulle wou. Dit klink nie asof hier veel is van 'n gesonde huwelik nie, net met wie hulle wil. En uit daardie verhouding uit word die Nephilims gebore. Ons het laasweek gekyk na die Nephilims. Nou die Nephilim beteken gevalle een. Hulle is gebore uit die gevalle seuns van God. Daardie engele wat geval is. Ons lees in die Bybel van hulle. En ons lees net vir interessantheid 2 Petrus 2 vers 4 tot 5 kan jy lees dat hierdie gevalle engele hulle oordeel gaan kom. Hulle word nog geoordeel vir wat hulle daar gedoen het en hulle word in bewaring gehou. Hulle word in bewaring gehou tot die ewige oordeel. Hulle gaan daar wees want hulle gaan nog geoordeel word en is nou al paar duisend jaar later, maar hulle word gehou. Nou die mense, hierdie Nephilims, hierdie mense wat gebore is, en dit is die meeste van hulle, het in opstand gekom en hulle het geleef in opstand teen God. Hulle het gerebelleer teen alles wat goed en wat reg is. En uiteindelik was die sonde van die mense op die aarde so groot dat God dit nie meer kan onskou nie. En hy het besluit om nie te begin en hy het die sondvloed gestuur. Nou uit hierdie hele geskiedenis van waar hierdie reuse begin het en waar die sonde vermeerder het, tot waar God berou gekry het en die sondvloed gestuur het, is net in 8 verse in die Bybel, Genesis 6 vers 1 tot 8. Maar in hierdie periode, 'n mens moet daaraan dink, in hierdie 8 verse verloop 'n tydperk van min of meer 1600 jaar. 1600 jaar waar dit verloop het en waar al hierdie dinge gebeur het. 'n Mens kan nie sê dat God nie genadig is nie. Nou, omdat God getrou is, sorg hy dat tussen al hierdie mense, hy darm vir Noag kan vind, wat regverdig was. Noag was 'n regverdige man, wat God kon gevind het. En met hom het hy weer nuut begin. Maar saam met hom was natuurlik nou ook sy 3 seuns, hulle vrouens, sy eie vrou is 8 mense wat in die ark ingegaan het, maar daardie seuns en dogters van Noag, die Bybel sê nie vir ons of hulle regverdig was nie. Ons weet nie, maar wat ons wel weet is as ons die Bybel bestudeer, is dat daardie genepool wat van die Nephilims afgekom het, is deur daardie seuns is natuurlik verder gedra. Ons kry hulle later weer met hulle te doen. Byvoorbeeld Goliat. Goliat is 'n nasaad van die Nephilims en dit kom alles dan deur hierdie seuns van Noag. Nou Genesis 9 vers 18 lees ons dan, en die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En is interessant om te let, en Gam was die vader van Kanaan. Nou waar ons lees van Gam, nie elke keer nie, maar die meeste van die kere waar ons in die Bybel lees van Gam, word hierdie stukkie altyd bygevoeg, en Gam was die vader van Kanaan. Dis belangrik, ons moet kennis hiervan neem. Nou hierdie vers is die eerste keer wat ons van Kanaan lees. Dit is nou waar Kanaan begin. Gam was die vader van Kanaan. Maar met Gam was daar 'n probleem. Gam het gegaan en hy teen sy pa gesondig. Die ander 2 het nie, maar hy het.
Dan lees ons Genesis 9 vers 22, en Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Dan lees ons verder Genesis 9 vers 24. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy, dit is nou Noag, vervloek is Kanaan. 'n Knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Hier herhaal hy dit. Nou kyk nou wat het hier gebeur. Gam het gesondig teen sy vader Noag, en Noag het gegaan, en Gam se seun, naamlik Kanaan, het hy vervloek. Gam is nie vervloek nie. Sy seun, Kanaan, hy is vervloek. Maar hy seun vir Sem, en ons weet uit daardie seun wat oor Sem was ook die grootvader van Abraham gewees, en Isak, Jakob en almal daarna, totdat Jesus gebore is, hy is gebore uit die nageslag van Sem. En dit is waar Kanaan begin het. Nou die seun van Gam is vervloek deur Noag. Maar nou moet ons na die ander seuns van Gam ook kyk. Kanaan was nie die enigste een nie, daar was nog gewees. En hierdie seuns het seker die grootste invloed op die wêreld gehad van daar af verder. Genesis 10 vers 6, en die seuns van Gam was Kus en Misraim en Put en Kanaan. En die seuns van Kus, dis nou een van sy ander seuns wat ons nou moet kyk. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Die eerste keer wat ons lees van Nimrod word hierdie stukkie bygevoeg, hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here, en die begin van sy ryk was Babel, en Erech en Akkad en Kalnei en die land Siniar. Hier lees ons baie dinge net in hierdie 3 verse. Nou uit Gam kom 2 baie belangrike persone kom te voorskyn. Die een is Kus en die een is Kanaan. Kom ons kyk gou eers na Kus. Hy word die vader van Nimrod. En Nimrod word beskryf as 'n geweldenaar, geweldige jagter. Die begin van sy ryk was Babel. Nou daardie Babel wat daar begin het, is dieselfde Babel wat ons mee eindig in Openbaring. Ek wil later in die reeks nog daaroor praat, oor Babel. Dis waar hy begin het en hy eindig in Openbaring. Nou Nimrod se naam beteken letterlik rebel. En dis presies wat hy was. Nimrod was 'n rebel. Hy het gerebelleer teen alles wat reg en goed is. Hy het gerebelleer teen God en teen die godheid. Teen enige gesag en struktuur. Hy het gerebelleer teen lewe en mens en dier. Hy was 'n geweldenaar gewees. Hy het alles gedoen wat verkeerd was. Net alles. As iets verkeerd kan wees, het hy dit gedoen. Nou Nimrod se moeder was Semiramis. Maar om teen 'n gesonde gesin ook te rebelleer, word Semiramis wat sy ma is, word nou sy vrou. Sy eie moeder word sy vrou. Nou volgens die legendes, dit staan nie in die Bybel nie, maar volgens die legendes is Nimrod doodgemaak deur Esau, Isak se seun. Hulle het mekaar raak geloop en Nimrod is deur Isak se seun doodgemaak. Dit is net vir interessantheid. Nou na die dood van Nimrod het Semiramis 'n seun en daardie seun noem sy Horus. Nou omdat Nimrod toe alreeds afgodstatus bereik het, oor sy gewelddadigheid het hy afgodstatus bereik, het Semiramis gesê dat Horus is 'n reïnkarnasie van Nimrod. En so word Horus dan 'n godheid. En nou moet ons kyk wat het hier gebeur. Daarmee skep Satan 'n vals drie-enige. Hy naap God drie-enig. En hy skep 3 figure. Dit is Nimrod wat 'n kind het by sy eie moeder. So Nimrod word God, soos wat ons nou sal sê God die Vader. Dan Horus word God die Seun en Semiramis is die moeder van die 3. Nou daardie 3 kry ons baie. Ons kry hulle oral in die wêreld, ons kry hulle vandag, ons kry hulle in baie kulture, ons kry hulle in baie godsdienste, kry ons daardie 3. En dan die beeld van
Semiramis met die kind, Horus, die ma-kind, sien ons verskriklik baie. Nou, Semiramis word die Babyloniese Queen of Heaven, en Nimrod word die Divine Son of Heaven, deur die reïnkarnasie van Horus. Onthou nou, Horus sê sy is 'n reïnkarnasie van Nimrod, so hy wat dan die pa was, het teruggekom en die seun geword. Ons kan dink aan Jesus Christus, wat God is en kom en hy word op die aarde gebore as 'n kind. Satan maak net alles na, hy naap dit wat goddelik is, kom naap hy, en hy voer dit vir die mense. Nou, omdat Semiramis nou vir Nimrod voorhou as die vader van Horus, word hy dan the divine father of heaven. So Nimrod is beide God en seun. Dit is dan die oorsprong van Baal. Baal is die songod, en dit is waar Baal sy oorsprong gekry het, is in Nimrod. Want Nimrod is nou God en hy is seun. Baal is nou die God wat alles geskep het. Baal kry ons verskriklik baie, ons kry hom baie deur die Bybel, maar ons sal nou daarby kom. Onthou, die Satan kan niks skep nie, hy kan niks maak nie, maar hy kan alles verdraai wat hy kry, en dit is wat hy gedoen het. Nou, hierdie stad Babel het gestaan en staan nog steeds vir alles wat verkeerd is. En Babel staan vir die koninkryk van die wêreld. Dit staan vir die wêreldstelsel, met al sy afgryslikheid en al sy sieklike glorie. Babel is dit. Babel is daar die hele wêreldstelsel. En daar is die beginsel gevestig van totale onafhanklikheid van God. Dit is 'n plek waar God nie welkom is nie. En die Heilige Gees en Jesus is nie welkom in hierdie stelsel nie. Dis 'n stelsel van georganiseerde kompetisie. Ons kompeteer met mekaar. Dit is mensgemaakte beheerde regerings. Dis nie 'n goddelike instelling, 'n regering nie. God het gesê, hy sal ons lei. 'n Regeringsinstelling is nie 'n goddelike instelling nie. Dit kom van daar af. Hierdie wêreldorde, hierdie wêreldorganisasie gaan oor geld. Dit gaan oor winsbejag. Dit gaan oor manipulasie en geldgierigheid. Dit gaan oor die self en selfverheffing. Dit gaan oor selfliefde en 'n eindelose vleeslike plesier. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor alles wat gedoen kan word wat teenstrydig met God se wil vir die mens is. En dis by Nimrod wat hierdie goed begin het. Alles is 'n rebellie teen God, teen die godheid en teen God se gebooie. Nou, die afgode aanbidding van Semiramis en Nimrod het begin nuwe name kry. En hulle het voorwerpe van aanbidding geword. Want die duiwel het van hulle afgode gemaak, sodat die mense hulle moet aanbid en nie vir God drie-enig moet aanbid nie. En hy het dit reg gekry. Nou, Nimrod word die vals Messias. En Baal, die songod, word nou God. En hier begin ons met die aanbidding van moeder en kind. In Engels is dit Madonna and Child. Jy al gehoor van Madonna and Child. En dit versprei oor die wêreld, dit kry verskillende name, verskillende lande, maar is dieselfde ding. In Egipte word hulle Isis en Osiris. In Asië word hulle Cybele en Dios. In Rome word dit Fortuna en Jupiter, Venus en Mars. In Griekeland kry ons Aphrodite en Adonis. Hulle kom altyd saam, hulle is by mekaar. Ons kry Astartes en Milkom, of ons kry Asherah en Moloch. En dan kry ons hierdie ondertoon van die moeder en kind, kry ons in die Katolieke Kerk. Maria en Jesus word altyd uitgebeeld as 'n moeder en 'n kind. Jesus het opgestaan, hy was 'n kind, maar Jesus het gegroei, en hy het gesterf aan die kruis, en hy het opgestaan, en hy is in die hemel. Jesus is nie meer 'n kind nie, maar in die Katolieke Kerk kry ons Maria en die kind, Semiramis en Horus. Ons kry hulle oral, ons moet net nugter wees. In die Nuwe Testament kry ons te doen met Diana. Onthou jy die gedeelte van, skree hulle, groot is Diana van die Efese. Semiramis, Aphrodite, Venus, Astartes, Diana, almal word uitgebeeld as die godinne van liefde en skoonheid en vrugbaarheid. En ons kry hulle oral, maar is alles dieselfde ding. Nou, volgens die legendes is dit ook dat
Venus, wat nou een van hulle is uit die see gebore, en dis waar meerminne vandaan kom, want Venus kom dan nou uit die see uit soos 'n vis. Dis alles afgode. Nou as mense in die antieke geskiedenis 'n bietjie gaan krap en gaan lees daar, dan vind 'n mens, en ons lees dit ook in die Bybel, vind 'n mens dat die eerste bordele vir prostitusie was begin in die tempels wat Astartes aanbid het. Nou Astartes of Asjera, afhangend van wat land jy is, was gesien en aanbid as die koningin van die hemel. En hierdie gees van Astartes is nog werksaam, en dit voel my die goed raak al hoe groter werksaam in die wêreld. Nou hierdie gees van Astartes sit agter prostitusie en vrye seks. Dit sit op 'n vlak wat sonder geweld en sonder dwang is. Hierdie is nie verkrachting wat ons hiervan praat nie. Dit is waar mense hulle liggame ontheilig deur dit beskikbaar te stel aan elkeen wat wil. Prostitusie. Hierdie gees sit ook agter daardie sekstonele en smeulende tonele in flieks. Dit sit agter erotika en alles wat die erotiese ondertoon het. Dit sit agter die industrie van onsedelike materiaal op die internet en sosiale media, en wat besig is om al hoe meer en meer die oorhand te kry. Die gees van Astartes. Nou hierdie gees van Astartes is geweldig groot en is magtig werksaam oor die aarde. Maar is nodig dat elkeen moet gaan sit en homself betrag, en soos wat ons deur al hierdie geeste gaan, daar is baie van hulle, en soos ons deur hulle gaan, is dit nodig dat ons onsself gaan ondersoek en kyk, maar is daar nie iets van hierdie werking van hierdie gees in my lewe nie, sodat ons kan skoonkom, want dit is God se hart vir ons. Sy hart is dat ons moet vlekkeloos en sonder rimpel wees. Dit is God se hart. Nou soos ons deur hierdie bose geeste gaan en hulle vuil werke aan die lig kom en geopenbaar word, so wil die Here ook sy kinders dan reinig. En dit was God se opdrag. Wat was sy opdrag? Hy het gesê, roei hierdie volke uit met alles wat hulle het, gaan geen ooreenkoms aan nie, gee hulle geen plek nie, maak geen toegewings nie, gaan geen kompromie aan nie, anders gaan hulle 'n struik word. Nou in vandag se lewe sien ons hoe die wêreld lyk, waar hierdie goed nie geheel en al uitgeroei word nie. Daar bly nog so 'n bietjie oor, net 'n bietjie hier en 'n klein bietjie daar, en net nog so vinnig nog so ietsie kyk, en dit word nie geheel en al uitgeroei nie, en dit bly 'n struik, totdat ons hierdie goed geheel en al wortel en tak gaan uitroei en daarvan ontslae raak. Dit is God se woord, dit is wat hy gesê het. Roei hulle uit, man, vrou, kind, esel, hoender, alles, daar moet niks oorbly nie. En dit is nog steeds sy opdrag vir ons vandag. Nou kom ons kyk na Baal. Nou Baal kom van Nimrod af, Nimrod die vader, en hy is die songod, en hy word geaanbid. Baal word geaanbid as die God wat alles geskep het, as die God wat magtig is. En dit is in teenstelling met God almagtig, Yahweh, wat alles geskep het. Maar hier kom die Satan en hy hou 'n vals God, kom hou hy voor. Nou die afgod Baal het 'n geweldige invloed in die tydperk van die Bybel gehad. En as ons hom gaan soek, ons kry hom 90 keer. Ons kry vir Baal 90 keer in die Bybel, van Genesis tot Romeine, kry ons hom in die Bybel. En hierdie afgod word gekoppel aan verskeie eienskappe. En 'n mens kan amper voel dat die duiwel probeer alles aan hierdie afgod koppel, net soos wat God ons Vader, soos wat Yahweh baie eienskappe het. Hy is die God van die leerskare, hy is die God van liefde, hy is die God wat genees, hy is die God ons banier, daar is soveel name wat hy het, en nou gaan die duiwel en hy maak dieselfde met hierdie afgod Baal. En hierdie name wat ek het net 'n paar name hier, hulle is almal in die Bybel, jy kan hulle maar gaan soek. En die Bybel praat van Baal Hanan, dit is die besitter van genade. Ek wonder nogal wat se genade, maar dit word aan hom toegedig, Baal, die God van genade. Baal Zephon, dit is die God van die winter, hy beheer nou die seisoene. Baal Meon, die God van wonings en besittings, hy is die een wat aan jou gaan voorsien. Baal Gad, die God van geld en rykdom, kyk hierso, hierdie aardse goed, hierdie tydelike goed. Baal Berit, hy is die God van die verbond. Nou ek kry nog nie my kop om hierdie een nie, ek weet nie van wat se verbond nie, maar goed. Dan Baal Tamar,
die besitter van die palmbome, is dit hy wat lewe in die bome gee? Baal Perasim, die besitter van oortredings. Dit klink amper asof hy jou oortredings teen jou gaan hou, besitter van oortredings. En dan die belangrike een, Baal Peor, en dit is die een wat in die bres staan, en hy staan en hy keer, dat mense tot bekering kom. Hy staan en hy keer, Baal Peor. Nou die aanbidding van mense voor hierdie afgode was regdeur dieselfde gewees, en die metode was dieselfde gewees. Die mense het altare gebou vir hierdie afgode, het hulle altaar gebou. God het vir sy volk geleer hoe om 'n altaar te bou om hom te aanbid en te offers te bring vir God almagtig. En hier gaan die duiwel en hy doen dieselfde, en hulle bou altare vir hierdie gode. Maar hulle offer nie net diere nie, hulle offer mense ook op daardie altare. Hulle gaan net nog 'n stap verder, en hulle gaan, dit is 'n verfoeisel, dit is 'n, ja, en selfs hulle kinders. Ons lees 'n hele paar keer in die Bybel waar God vir hulle sê, moenie julle kinders deur die vuur laat gaan nie. Dit is kinders, kleintjies, babietjies wat geoffer word vir hierdie afgode. En dan het hierdie afgodsoffers, daai afgode offers, waar 'n offer in die tabernakel, in die tempel aan God almagtig, daardie offer was afgesluit gewees met lofsange, met prysing en met 'n gejubel gewees. Hierdie offers aan die afgode is afgesluit met die grootste immorele dade van welis, seksorgies. Dit is waarin dit geëindig het. Nou een afgod wat belangrik is om aan aandag te gee is Moloch. Moloch is maar net nog 'n variasie van Baal, maar dit is een aan wie spesifiek kinders geoffer is. En dit is wat ons lees van hom, Levitikus 18 vers 21, Levitikus 18 vers 21, en van jou kinders mag jy nie gee om vir Moloch deur die vuur te laat gaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie, ek is die Here. Nou wat hier gebeur het, gebeur vandag nog, en wat daar gebeur het, moet ons vinnig na kyk. Nou, Moloch se beeld is in die vorm van 'n arend, maar die binnekant van hierdie beeld is hol, en in die binnekant word vuur gemaak. En dan word die kinders by die bek van daardie beeld, daardie arendbeeld, word die kindertjies word lewendig by daardie bek ingegooi. Hulle val in die vuur lewendig en hulle word verbrand. En dit was die offer aan Moloch gewees. Dit is afgryslik om daaraan te dink, om te dink dat mense dit doen aan kindertjies. Nou daai selfde afgod staan vandag nog. En ons kry hom in die Bohemian kultus in Kalifornië in Noord-Amerika. As jy genoeg moed by mekaar kan maak, gaan soontoe, maar die plek word ongelooflik bewaak. So as jy nie daar insluip nie, dan gaan jy nie weet wat binnekant aangaan nie, maar hy's daar, jy kan hom gaan soek in Kalifornië. En dit is 'n kultus wat net bestaan uit uitgesoekte lede, en daardie uitgesoekte lede is die top mense wat aan vrymetselary behoort. En wie is hulle? Dit is staatshoofde, dis die presidente van lande, dit is die rykste en mees invloedryke mense in maatskappye, in die geldwêreld, saam met die staatshoofde, daardie klomp, hulle behoort aan daai klub en niemand anders nie. Niemand kom daarin nie, daar's nie plek vir hulle nie, daai mense behoort daaraan. Nou een keer 'n jaar, en dit is gewoonlik in die somermaand in Noord-Amerika, wanneer dit somer is, en dit is Junie, Julie, daaromtrent, dan word daar elke jaar, daardie afgodsdienst, daai afgodsoffer, word elke jaar hernie. En hulle noem dit the cremation of care. Jy kan dit gaan opsoek, dis op die internet, dit is bekend. Hierdie is nie geheime inligting wat ek gee nie, jy kan dit self gaan opsoek. The cremation of care. En dit is waar omgee en deernis en empatie en meegevoel geoffer word. Hulle is by 'n ritueel waar hierdie goed geoffer word, en dit word geoffer met 'n lewendige mens of 'n lewendige kind wat hulle by die bek van daardie beeld ingooi. Die beeld staan daar, kan hom gaan opsoek, hy's in Amerika, gaan soek hom maar. En hulle doen dit nog steeds elke jaar.
waar hulle dan daardie lewe gaan offer en hulle noem dit the cremation of care. Hulle offer letterlik omgee. En dit is daardie mense wat die invloed het en wat die mag het om aborsies goed te keur. Dis hulle wat dit kan afteken in die parlement of in die regering of waar dit ook al is. Dit is hulle wat dit kan deurdruk deur die howe. As daar 'n teespraak kom, dan kan hulle, want daardie regters behoort ook nog aan hierdie organisasie. Nie almal nie, maar baie daarvan behoort daaraan. En hulle offer care, hulle offer omgee. En dit is die gees van Moloch. Moloch sit agter aborsies. Nou waar hierdie gees werksaam is daar geen gevoel vir lewe nie. Daar's geen gevoel vir mense in armoede en in swaar kry nie. Daar's geen gevoel vir mense wat doodgaan van honger of wat omkom in oorlog nie. Daarom wettig hulle die aborsies, want lewe maak nie saak nie. Elke kind wat geaborteer word, is 'n offer aan Moloch. Al staan jy nie fisies voor daardie beeld nie. Elke kind wat met 'n aborsie doodgemaak word, is 'n offer aan Moloch. Nou dit is opvallend en dit is eintlik skokkend om te sien dat hierdie gees van Moloch al hoe meer en meer mense beset. En dit is verskriklik. Ek kry dit nie regtig verwerk nie. As mens na die nuus kyk en verlede jaar en onlangs was daar 'n hele paar gewees waar lande aborsies gewettig het, dan kom die vrouens en hulle juig in die strate. Hulle juig in die strate, hierdie is 'n oorwinning. Geweldig. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Hoe kry hulle dit reg om te juig, om nou wettiglik 'n kind te vermoor en te offer aan Moloch? Maar dis hierdie gees van Moloch. Nou kan 'n mens verstaan, hoekom is daar soveel magsbehepte diktators, wat nie omgee wat van die mense in hulle eie land word nie. Hulle gee nie om nie, het maak nie hulle saak nie. Vat vir Sirië. Wat gee hulle om? Gaan gooi net nog bomme. Wat maak dit saak? Hoeveel mense het al opdragte gegee, gaan voer 'n oorlog uit? Dis nie nodig nie. Hulle sit daar en hulle gee nie om oor hoeveel duisende en uiteindelik miljoene mense skiet mekaar dood nie. Want wat maak dit aan hulle saak? Hulle het omgee, het hulle geoffer. Dit is ongelooflik. Dit is mense wat sisteme in plek sit om alles en alles te beheer met 'n eystervuis. Daar's geen plek vir omgee nie. Vir liefde, deernis, gee nie om nie. 100% teenstrydig met God se gebooie. Nou kom ons som net gou vinnig op. Gam was die vader van Kus en Kanaan. Kanaan is vervloek. Kus was die vader van Nimrod. Hy rebelleer en is 'n geweldenaar. Nimrod se ryk het begin in Babel en is uitgebrei onder andere na Ninive toe. Ninive was ryk van hom. Dan Nimrod het met afgodediens in alle erns en in alle felheid begin en dit het toegeneem en dit het die norm geword en dit is versprei oor die bewoonde wêreld. Nou moet ons verder kyk na Kanaan. Genesis 10 vers 15. Nou gaan ons by die ander uitkom. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene, en Het, die Hetiete, is een van sy seuns, en die Jebusiete, die Amoriete, die Girgasiete en die Jewiete. En dan is daar twee ander wat ons nie weer van lees, die Arkiete en Siniete, en die Arvadiete en Semariete en Hamatiete. So daar is 'n hele klompie. En dan hierdie een. Daarna het die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gaza, in die rigting van Sodom en Gomorra, deel van hulle, Adma, Seboim tot by Lesa. Nou uit die seuns van Kanaan is hier nou 4 nakomelinge wat spesifiek in daai eerste skrif in Deuteronomium 7 genoem is, en dit is Jebusiete, Amoriete, Girgasiete en Jewiete, en dan die oorblywende 2, wat deel van daai 7 is dan die Hetiete en die Feresiete, en dan is dit die Kanaaniete self. Nou die
Kanaan het nou hierdie seuns gehad. Nou hoe kan die Kanaaniete dan nou ook nog wees, want sy seuns is dan nou ook hierdie Jebusiete en Amorite ensovoorts. Goed, dit is maklik om dit te verstaan, dat daardie Jebusiete, Amorite, Girgasiete, Jewiete, Hetiete en Feresiete, hulle was as volke in die land Kanaan, en dan die res van Kanaan se seuns, hy het nog 'n klompie ander seuns gehad, hulle was die Kanaaniete wat dan versprei is deur die land. So die Kanaaniete self was in die land gewees, en hulle het 'n redelike wye plek het hulle gewoon, en dan hierdie ander 6 volke, wat ons dan van lees, wat dan spesifieke plekke bewoon het, en hulle het spesifieke eienskappe. Nou as ons gaan kyk waar die nakomelinge van Kanaan hulle gaan vestig het, dan is dit die hele streek van die Jordaan, ingesluit die gebied Sodom en Gomorra, dit is so suidwes van die Dooie See, en dit is tot aan die binnelandse see. En hierdie hele gebied is waar Israel vandag is. Dit is daardie gebied wat vandag Israel is. Dit is waar hulle gewoon het. Nou hierdie mense, as ons nou so ver luister wat hulle alles aangevang het en wat hulle gedoen het, hierdie mense was vervloekte afgodedienaars. En is hulle wat in die land Kanaan gebly het. Of in Israel waar dit nou is. En dit is die mense wat 100% in rebellie teen God geleef het. Hulle wou van God niks weet nie. Hulle het alles gedoen wat verkeerd was. Hulle het in opstand gekom teen alles wat God gegee het. Hulle het hom geterg met alles wat hulle het, met hulle vuil en sieklike en perverse afgodediens. En dit is hulle wat God gesê het, roei hulle uit. Nou kan ons verstaan, hoekom het die Here gesê, roei hulle uit. Man, vrou, kind, bok, kameel, hoender, esel, alles. Daar mag niks van hulle oorbly nie, want dit is wie hulle was. Vuil, vervloekte, rebellerende afgodedienaars. Dit is die mense wat in Kanaan was. Nou hierdie 7 volkere word saamgenoem, maar daar is nog een volk, en dis die Amalekiete, waaraan geen genade bewys moet word nie. Ek dink ons het verlede keer ook vinnig gekyk na die Amalekiete. Nou, wat sê die Bybel van hierdie volke? Esra 9 vers 10. Esra 9 vers 10. En wat sal ons nou na hierdie dinge sê, onse God? Want ons het u gebooie verlaat. Israel het nie gedoen wat die Here gesê het nie, en hier kom hulle met berou. En nou sê hulle, want ons het u gebooie verlaat. Wat u deur u knegte die profete beveel het, deur te sê, die land waar julle inkom om dit besit te neem, is onrein land. En hier kry ons nou die beskrywing van daardie volke, is 'n onrein land vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van die een end tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Dis die mense wat daar was. Vers 12, gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid. Dit was God se opdrag. Moet niks, maar niks met daai mense te doen hê nie. Dis afgodedienaars. En dit spreek tot ons vandag. Ons moet hierdie goed identifiseer en ons moet niks, maar niks met hulle te doen hê nie. Niks van die volke en die afgodediens en hierdie geeste en alles wat daarmee saamgaan, moet enigstens plek hê in ons lewens nie. Ons moet onsself elkeen gaan ondersoek en kyk of daar iets oorgebly het en ons moet dit uitroei. Nou, volgende week, dan gaan ons nou voort, maar ons gaan eers kyk na Egipte. Wat het in Egipte gebeur? Wat het Farao gedoen? Dit is vir ons belangrik om uit daardie agtergrond te kom voordat ons nou beweeg na die volke van Kanaan, want daar het ook dinge plaasgevind wat nie moes gewees het nie. So volgende week gaan ons dan aan en dan kyk ons na wat het in Egipte gebeur. Amen. Die Here seën u elkeen ryklik.